elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Maar het is lekker om allemaal hier by mekaar te hê. Voor ons gaan sing en Richard aan die woord kom, vir iets niets wat ek op hierdie naweek besef het is weer opnuut die heerlikheid van wie Jesus is. En as ek sê die heerlikheid van Jesus, dan praat ek van hoe ek Jesus in my alledaagse lewe sien. En dan kom ek te besef as ek mense om my het, mense wat vir my omgee, mense wat lief is vir mens, dan sien jy die heerlikheid van Jesus in daai oomblik. En ek het dit sommer opnuut besef, as jy mos nou verjaar, dan kry jy baie mense wat jou bel en vir jou spesiaal toewens. En ek dink ek het dit gesê, toe sê ek maar, van die persoon van wie jy nou praat, ek ken hom nie, jy moet hom vir my gaan haal. Want ek voel nie altyd, soos wat mense my partykeer sien nie. Maar ek wil sê, dit is hoe Jesus mense gebruik, om ons elkeen ook op te bou. So ons het mekaar nodig, en dit het ek besef, om Jesus te wees vir mekaar. En dit is lekker om dit in julle elkeen ook te sien. Ons het spesifiek vir erns gebid hierdie week, julle het dit op die groepie gesien, ons het dit in ons groepies ook gebid, julle het gebid, weet ek, en ek het gesien hoe die Here werk. Van iemand wat amper op 'n plek gekom het, waar hulle die familie laat kom het, van iemand wat al glimlag. En ons gee die Here Jesus al die eer daarvoor. En so dankie vir elkeen van julle se gebede, vir julle omgee, vir alles daai. Ons waardeer dit ook. En dit is hoekom ons hier by mekaar is ook. Is ook om mekaar so op te bou in dit, nee. Al is dit in 'n gebed. So dankie daarvoor. En moenie ophou nie, die pad is nog lank. Kom ek bid vir ons en dan kan ons sing en goed. Here Jesus, ons wil so dankie sê weer eens, om op 'n maandag aand weer by mekaar te wees, en sommer net te kom om te hoor wat U vir ons wil sê. Here, dankie dat ons weet, elkeen wat hier sit, is hier met 'n ontmoeting met Jesus. Nie oor 'n spreker, of oor iemand anders wat langs hom dalk sit nie, Here, maar dat ons hier is, alleenlik vir wie U is. Dankie dat ons ook uit hierdie groep, uit hierdie fellowship kan kry, dat ons ook mekaar kan versterk, vir mekaar Jesus kan wees. Van Jesus het ons vir mekaar gegee, sodat ons die kerk kan wees, sodat ons mekaar kan opbou, ondersteun, hande vat en ook saam te fellowship. En dankie daarvoor. Here, ek wil spesifiek om dankie sê, Here, dat ons U werk kan sien in iemand soos Erns se lewe. Dankie dat ons kan sien, Here Jesus, dat dit net U is, dat die dokter dit nie gedink het dit kan werk nie, en dan kom dit, en dan sien ons hoe U gewerk het. En ons kan sê, maar ons Here Jesus lewe. Dankie dat U hulle as 'n familie ondersteun, dat U hulle bystaan, Here, dat U vir hulle wys wie U is, dat hulle in dit alles kan sien, maar Jesus is saam met hulle. Ek dink ook sommer nou, toe Daniel se 3 vriende in die brandende oond was, en toe die koning kyk, toe sien hy, daar's nog een. Here, U is saam elkeen van ons in die vuur. En daarom weet ons kan deur die vuur gaan, want ons is nie alleen nie. Dankie vir U liefde, Here. Dankie, Here, vir die woord wat ons nou kan hoor. En wil vra, Here, dat die verrieker sal seën in die woord wat hy gaan bring. En dat, dat dit kan gebere word in elkeen van ons harte. In Jesus naam, amen. Daar is hy, Psalm 110. Ons spring van Psalm 2. Ja, julle het gewank verlede week. Ek onthou nou. Spring van Psalm 102 na Psalm 110. Jy was toe reg, Zan.
Psalm 110 is die mees gekwoteerde psalm in die Nuwe Testament. Psalm 2, die tweede mees gekwoteerde psalm. Psalm 2, weet julle wat? Julle kan, maak oop by Psalm 110, ek verfris net gou julle geheue. Kan ek dit doen? Ek lees net gou vir julle Psalm 2 weer, so hoor hom net. Luister net hoe klink, hy klink so. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek self U gegenereer. Eis van my en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun, dat hy nie toornig word nie en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Dit was Psalm 2. So dan nou vandag doen ons Psalm 110. Maar terwyl julle nou daar oop is, gaan ek net vir julle eers iets anders te lees. Nee, hoor gou hier. Julle kan raai uit watter boek kom dit. Dit is baie moeilik met 'n tab, nee, as jy 'n regte Bybel het, dan kan jy sien, dis naby in Openbaring of waar dit is, maar met 'n tab. So nou moet jy regtig die Bybel ken. So hier dit klink so. En toe die Fariseërs saamkom, wat 'n boek sal dit wees? Dis nie Levitikus nie. Toe die Fariseërs saamgekom het, vra Jesus vir hulle. Nou hulle vra altyd vir Jesus 'n klomp vrae. Onthou net, hulle het 'n kleintjie dood aan Jesus. Hulle hou van hom niks nie. Hulle hou nie van sy gesig nie, hulle hou nie van sy persoon nie, hulle hou nie van sy preke nie, hulle hou nie van hom nie, hulle kan hom nie verdra nie. Dit is nie net ligtelik dat hulle nou, ja, jy weet so nie, hulle wil hom doodmaak. Nee, dis nie van net bloot kom uit onder my oë uit nie, hulle beplan aktief, beplan hulle oor hoe om hom te kry, dat hulle hom kan doodmaak. Hulle wil hom letterlik doodmaak. So dan is jy taamlik ver gevorderd in jou afkeer van iemand. Nee. So, dan het hulle altyd slim storieetjies, dan vra hulle nou vir Jesus hierdie dingetjie en daai ou dingetjie so. Amper net die slang in Genesis 3 met Eva. Nee, soeke slim. Maar hierdie keer toe Jesus hulle een voor. Nee, toe vra hy hulle 'n vraag. Hulle wou nog seker vra, toe vra hy. So lees saam met my. Nee, moenie, dan moet julle weggaan van Psalm 110. Luister net. Daar staan en toe die Fariseërs saamgekom het, vra Jesus vir hulle en sê, wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? Hulle antwoord hom, Dawid se. Nee, want hulle het nou ook al bietjie klas bygewoon daar in die seminarium. So hulle maak ook nou al bietjie uit van. Hy sê toe vir hulle, hoe is dit dan dat Dawid hom in die gees Here noem? Hoe noem jy jou eie seun Here? Geen pa noem sy seun Here nie. As hy sê, en dan haal Jesus aan uit Psalm 110, ons gaan dit nou lees, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande gemaak het 'n voetbank van die voete. En dan vra hy weer vir hulle, as Dawid hom dan Here noem, hoe is hy sy seun? Hoor graadvraag. Reaksie. En niemand kon hom 'n antwoord gee. Ook het geen een van daardie dag af dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Hy het vir hulle uitgebou. Ek love dit. Nee, maar wat 'n interessante gedagte, want ons gaan dit nou lees, sodat ek ook nou so toe gaan. Julle is nou klaar daar. So kyk Psalm 110.
dat ons nou by daai spesifieke gedeelte uitkom. Ek het nou net vir julle gelees uit Matteus 22 vanaf vers 41. So Psalm 110, na die lees van Psalm 2, sal julle nou hoor, hoekom het ek Psalm 2 gelees, want 110 en 2 loop so saam. Julle sal dit nou hoor. So, het begin so, van Dawid, 'n Psalm. Die Here het tot my, Here, gespreek. Sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. 'n Magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vyande. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag. In hulle heilige feesgewade uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van u jong manskappe. Die Here het gesweer, en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Genigtig. Hierdie goed maak nie vir lekker preekmateriaal nie. Nee, hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. En dan die laaste versie sê, uit die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy die hoof ophef. Goed, dit was die ou vertaling, soos julle kon aflei. Ek wil ek gaan dit net vinnig lees in die nuwe vertaling. Kan ek dit doen? Ek wil ook net graag hoor hoe sê die nuwe vertaling dit. Goed, nuwe vertaling sê, die Here het vir my Heer die koning gesê, hulle sit hom bietjie anders daar. Hulle voeg sommer goedjies in ook. Hulle sê, die Here het vir my Heer die koning gesê, kom sit aan my regterhand, en ek sal jou vyande aan jou onderwerp. As die Here die scepter simbool van u mag, as die Here die scepter simbool van u mag uit Sion aan u oorhandig, heers dan oor u vyande. U volk is gereed vir die dag waarop u magte monster. U jongmanne is u krag as hulle teen dagbreek aantree, geklee vir die heilige stryd. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Die Here gee u die oorwinning. Hy verdelg konings die dag as hy sy toorn laat losbreek. Hy straf die nasies, hy verdelg hulle leiers. Hy laat die wêreld vol lê van hulle lyke. Die koning drink water uit die stroom langs die pad. Hy sal die oorwinning behaal. Ja, dit is 'n bietjie anders, nee, is die ou vertaling. Die Here het aan my Here gesê, kurios, kurios, die twee woorde in Grieks. Nou ja, kom ek gaan nou maar hou by die ou vertaling, want ek ken hom nou maar die beste, en dan gaan ons net so 'n bietjie deur hom. So, Jesus se vraag was dan nou aan die Fariseërs, as die Christus of die Messias vir die Jode, die seun van Dawid is, soos die skrif sê, hoe is dit dan dat Dawid vir sy eie seun sê, of sy nakomeling, hom as Here aanspreek? Want die meerdere spreek nooit die mindere in daardie mate aan nie. Hoe is sy seun sy meerdere? Nee, dit was die vraag wat hy hulle vra, wat 'n skitterende vraag was. Want hier is 'n stukkie insig wat Dawid openbaar, en Jesus sê dit so presies, nee, perfek. Jesus sê, en in Markus staan dit selfs duideliker, dat Dawid deur die Heilige Gees sê, die Here het vir my Here gesê. Nee, en Jesus noem dit, nou, dis vir my goed, waar het ek het gelees? Ek lees, hulle sê, nee, die Psalm, ja, dit was oor wie die Psalm geskrywe. Ja, ek het net so begin lees, toe sien ek, nee, wat, ek gaan nou nie verder lees nie. Maar die argument gaan, nee, dit was nou nie eintlik Dawid se Psalm nie, dit is eintlik vir Dawid geskrywe. En so sê ek, stop net daar, stop die bus. Is Jesus wie hy gesê het hy is? Want as hy is, sê hy, dat Dawid het deur die Gees gepraat, van iemand groter as hy. Dis wat Jesus sê. So, ekskuus nou meneer met al jou grade, maar jy sal nou my verskoon as ek nou nie luister na wat jy sê nie. Want ek dink Jesus is so stappie hoor. Net so knertsie. Nee, sit 'n bietjie sarkasme daarin. Maar ek dink dis ook maar nodig van tyd tot tyd. Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand,
totdat ek die vyande maak 'n voetbank van die voete. En Dawid snap deur die Heilige Gees, dat die Messias wat gaan kom, is nie net 'n gewone mens nie. Die Messias wat gaan kom, is goddelik. En hy spreek hom aan, nee, ons praat nou van die vleeswording van Jesus, hoeveel geslagte, 1000 jaar, verder aan, hoeveel geslagte is dit, Pieter? 1000 jaar. Ek weet nie, is 25 jaar nie een geslag nie? Is dit nie een geslag nie? So kom julle wat so slim is in wiskunde, 25 gaan in 1000 en hoeveel keer? Hoeveel? 80. Vang jy 'n kans of sê jy reg? Kom aan, hoeveel geslag, is hy reg? Hy sê 80, is dit 80? 40. Ons het 40 hier in die regter. 40 geslagte. Goed, 40 geslagte. Nee, 40 geslagte. Luister, ek dink nou, my nuutste kleinkind moet nou aankom, nou binnekort. Dis 1 geslag, 2 geslagte verwyder van my. Dawid kyk 40 geslagte ver. Dis nou sy kind, nou hoe aan, 40 keer. En openbaar 'n stukkie insig oor hierdie persoon wat gaan op die toneel verskyn, dieselfde insig as wat hy openbaar in Psalm 2, as hy praat van die Vader en die Seun, en die Vader wat aan die Seun die koningskap gee. Die koningskap is nie Dawid nie, Dawid weet baie seker, dis nie hy nie. Die inhoud van hierdie Psalm sê ook vir jou, Dawid praat nie van homself nie. Dawid is nie 'n priester nie. Maar hierdie koning is. So hier is iets geweldig aan die gang hier. Hy kyk 40 geslagte in die gees vooruit en sê die Here, en hy gebruik die naam Jahwe. Die ou vertaling sal julle sien, daai Here is hooflettertjies, sien julle, alles hooflettertjies. Nee, want dis die woord Jahwe. Die Here het tot my Here gespreek, hy gebruik die woord Jahwe en Adonai, wat ook 'n naam vir God is. Die Here, Jahwe, het tot Adonai gesê. En hy sê vir hom, sit aan my regterhand, totdat ek die vyande maak 'n voetbank vir u voete. En om aan die regterhand van Jahwe te sit, word gegee aan geen geskape wese nie. Geen mens, geen engel nie. Om aan die regterhand van God te sit, is om die gesag te hê. Nee, die vrymoedigheid en die gesag en die vertroue. Sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. En wat interessant is Dawid erken dat die Here hier het vyande. Hy het beduidende vyande. En die vyande waarvan Dawid praat, is nie die geestelike vyande nie. Want dit sal die eerste ding wees. Ja, nee, dis die magte van duisternis. Nee, as jy mooi gaan kyk, hy praat nie van die magte van duisternis nie, want die magte van duisternis het nie nasies nie. Hy praat van die nasies van die aarde. En dieselfde wat hy doen in Psalm 2, hy sê die volke staan saam, en die vorste hou saam raad, en die regters kom almal bymekaar, en hulle het een ding in gemeen, en ons moet die gesag van die koning van God omverwerp. Die tema gaan nou in Psalm 110 net aan. Ek sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. En wat so interessant is, 1000 jaar voor die geboorte van Jesus, hier, ek weet nie hoe oud was Dawid hier nie, ek weet nie, vir een of ander rede dink ek net altyd aan Dawid as 'n jong man. Nee, jong man met 'n harp, of gitaar, of wat het hy gehad? Jerome, jy sal nou beter weet. Nee, jy dink so, maar hoe oud, ek weet nou nie hoe was dit nie, maar hy weet dat die Here sê vir my Here, en dat die Here van Dawid, die Messias wat gaan kom, gaan die koning van God wees. Hy weet dit. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vyande. Nou, hier is, toe ek nou die woorde lees, toe dink ek nou, julle onthou die toneel in die Nuwe Testament, waar Jesus voor, kom ons gebruik nou 'n paar name, hy staan voor Pilatus,
En Pilatus gaan met al sy ringe en sy toga en sy goeders, gaan hy, so as jy 'n koning. Nee, en Jesus sê, vra jy uit jou eie of het jy dit by iemand anders gehoor? Nee, en hy het hierdie gesprek met Pilatus. En toe bietjie later, toe staan hy voor Caiaphas, die hoëpriester. Caiaphas met sy hoed en sy mantel en so aan. En so staan hy voor verskillende belangrike mense in Herodes en die nasie van Israel. En hy staan voor hierdie mense en hulle het net haat en vernyn in hulle harte om hierdie man uit die weg te ry met alles wat hulle het. Hulle staan teen hom, as ware is hulle die verteenwoordigers van die res van die mensdom. Hulle staan teen die gesag van God op, presies soos Psalm 2 sê. Nou, goed, so hulle kry dit reg. Hulle kry dit reg, verhoor hom, kroek in die verhoor, kom met allerlei valse goeders, vind hom skuldig, manipuleer die gouverneur van Rome, Pilatus, dat hy uiteindelik hom oorgee, dat hulle hom kan kruisig, en hulle maak hom op 'n makabere manier, maak hulle hom dood, ten aanskoue van almal. Das hy, job well done, finish en klaar, alright. 3 dae later, Jesus staan op in die dode, en hy staan op as die koning van die konings. Nou het ek al gewonder, hy het aan so baie mense verskyn. Sou dit nie lieflik gewees het, as hy byvoorbeeld aan Caiaphas mos nou maar ook 'n bietjie kon verskyn nie? Sou dit nie, net casually daarin te stap? Die Kaapse weergawe sal wees, yo. Ek dink nie daai ou op sy herrie. Nee, wys hom net, maar ons weet, daai oomblik kom in die lewe van elke vyand van Christus. Toe hy dit nie daar gedoen nie, hy het nie, of wat ons van weet, Caiaphas en enige van daai ander mense nie, maar ons weet, daar kom die oomblik, waar elke persoon voor Jesus sal staan, nie as die timmerman se seun van Nazareth nie, maar as die koning van die konings, om verantwoording te gee vir hulle lewens. En dan staan dit, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is, sommige tot hulle verskrikking en ander tot hulle heerlikheid. Elke liewe vyand van die seun, om in sy teenwoordigheid te staan, jy weet die een wat jy so vernynig vervolg het en agternagejaag het, Paulus is 'n goeie voorbeeld. Hy lê op die grond, op pad na Damaskus. 5 minute terug was Jesus nog 'n sektariese leier. Die sektariese leier van Nazareth met al hierdie mal mense wat agter hom aanhardloop. Gelukkig het ons hom doodgemaak, ons moet nog net vir hulle ook nou kry. Die volgende oomblik, daar staan Jesus reg voor hom. En Paulus weet net, hy weet net, niemand buig oor na Paulus toe en sê net, ekskuus tog Paulus, dit is Jesus. Hy weet dit net. Hy weet net, hy staan in die heerlikheid van die seun van God, die koning waarvan hier gepraat word. En die heerlikheid van Jesus maak dat Paulus net een ding uitkry. Hy sê net, Here, wie is hy? Hy weet dis die Here. En Jesus sê vir hom, jy weet wie is ek? Ek is Jesus wat jy vervolg. Nou, hy heers te midde van sy vyande. Die feit dat hy vyande het, maak hom nie minder 'n koning nie. En die feit dat hy mense het wat in vernyn teen hom staan, maak hom nie minder, neem nie van sy gesag weg nie. Hy is die koning wat heers te midde van sy vyande. En hier is 'n kosbare evangelie waarheid. Die feit dat sy vyande enigstens bestaan, weet julle waarvan is dit 'n teken? Vele sê. Hoor hier flip, dit is merkwaardig. Hier's die koning van die heelal, wat met 'n woord, die sterrestelsels in die lewe roep, wat met 'n woord die stormwind stil maak en die golwe gaan lê, selfs goed sonder siel, soos wind en water, luister onmiddellik. Weet jy, hoekom bestaan sy vyande nog? Want hy laat hulle bestaan. Die skrif sê, hy hou alles in stand. Weet jy hoekom laat hy hulle bestaan? Want net voor jy die vraag nou behoorlik antwoord, want ek weet, party van julle het al klaar die antwoord. Dink net gou, gaan net bietjie aan met die vraag.
kom net by die einde, want dan kom 'n dag, wat daardie selfe koning, sy vyande, dit staan hier, net sal uitdelg asof hulle nooit daar was nie. Maar hy doen dit nie nou nie. Hy kan. So hoekom doen hy dit nie nou nie? Weet julle wat die antwoord is? Verduidelik? Omdat hy die kans te gee om te kan doen. Het jy geweet, dit staan in die Bybel? Ek dink so. Waar staan dit? Het staan in die Bybel, jy is heeltemal reg. Waar staan dit, weet julle? Moet ons gou gaan kyk waar dit staan. Kom ons gaan kyk gou. Kyk gou, kan julle oophou daar, by Psalm 110, dan kyk julle wat staan in Romeine 2. Onthou jy? Ja, Romeine 2. Ek gaan sommer lees van vers 2. Ek wil eintlik by vers 4 uitkom, maar ons vat hom so 'n bietjie voor die tyd. Een van die groot kosbare dinge van die heerskappy van die koning te midde van sy vyande. Hy kan hulle uitdelg met 'n woord. Maar hoor gou hier. Romeine 2 vers 2. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy hoe 'n mens wat hulle oordeel, ons is nou in die middel van Paulus se argument, so julle moet nou 'n bietjie verskoon. Nee, ons gaan nou nie alles verduidelik daar nie. Meen jy hoe 'n mens wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Nou, dis nou die groot oomblik waar ons uitkom. En dan vers 4, hoor hierso, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. So Paulus sê, verstaan julle dat die oordeel van God oor julle sal kom? Nee, dis die argument wat hy maak dit van vers 1 af, 1, 2, 3, verstaan jy dat die oordeel van God oor jou sal kom? Jy wat die ander mense oordeel en dieselfde goed doen, dink jy dat die oordeel van God sal nie oor jou wees nie? Verseker is die antwoord, sy retoriese vraag, het sal oor jou wees, maar hoekom is dit nie nou oor jou nie? Want het kan wees, na regte verdien jy dit nou. Die rede is, om jou 'n kans te gee, om te bekeer. Nou dis merkwaardig. Het jy 'n koning in absolute geregtigheid? Nee, in absolute reinheid en in absolute heiligheid. En die mens, die kreature, nee, die resultaat van die skepping, geskape wesens, staan in arrogansie teen hom op en weerstaan sy gesag. Hulle verdien dit om uitgedelg te word soos droë gras in die winter. En hy kan, en hy sal. Maar hy doen dit nie onmiddellik nie. Want hy wil hulle 'n kans gee om te draai. Dis geweldig. Dis 'n saglike gedagte. Hy gee hulle kans om te draai. En sommige draai, maar ander volhard in hulle rebellie. Dit lees ons later in Openbaring, en kom die oordeele van God oor mense, en dan staan daar, maar nog steeds weier hulle om te bekeer. En hoe hulle, en dit is hoe iemand, ekskuus, ek weet nie hoekom is ek nou op hierdie tema nie, maar ek wil die gedagte net klaar maak. Maar iemand het eendag gesê, hy het gesê, niemand val per ongeluk in die hel nie. Hy het dit in Engels gesê, hy sê, nobody gets there by accident, goes to hell by accident. You go there kicking and screaming against the grace of God. Jy sien dat jy nou mooi geloop het, en daar soek jy, woeps, en daar is jy nou in nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons kry legio geleenthede in ons lewens, waar ons gekonfronteer word met hierdie een ware feit. Daar is 'n God, dis nie jy nie, buig jou knie onder sy gesag. En ons weier, en ons weier, en ons weier, en ons weier, en op 'n dag is dit die laaste. Nee, dis 'n geweldige ding. Ekskuus, kom ons gaan terug by Psalm 110. Ai. Goed, ek het nou net eers kry hier, jammer. Dat is het. Goed. U heers te midde van u vyande. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag. Nou, goed, ek gebruik nou die ou vertaling se bewoording. Nou, die heel eerste ding wat my raak hierso,
U volk sal baie gewillig wees op die dag van die krygsmag. Die verskil tussen die mense wat geag word as die volk van die koning, hulle behoort aan die koninkryk van die koning, en die mense wat as rebelle teen die koning staan, die verskil tussen hulle twee. Die een het ons Psalm 2 baie mooi gelees, is hulle totale onwilligheid om onder die gesag van die koning te staan. Terwyl die koninkryk van die koning, die mense in daardie koninkryk, ek lees nie eers die hele sin nie, is net daai paar woorde. Daar's 'n gewilligheid in hulle om met die koning mee te gaan. Is een van die dinge wat hulle eien, is hulle gewilligheid om onder die gesag van die koning te staan. Dis nie vir hulle straf nie, dis vir hulle eer, dis vir hulle seën, nee, dis waar hulle beskerming lê. Welgeluksalig is almal wat by U skuil. Nou, U volk sal baie gewillig wees op die dag van die krygsmag, in heilige feesgewaarde uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van U jongmanskappe. En ek dink dit is 'n vroeë Ou Testamentiese beskrywing van die kerk van Jesus Christus. Dit laat my dink bietjie aan Hebreërs 12, die feestelike vergadering van die uitgeroeptes. Nee? Daar's iets daarvan wat my daaraan herinner. Hy sê die Here, Jahwe, weer die hooflettertjies, het gesweer, en dit sal hom nie berou nie. En nou hier kan 'n mens baie duidelik sien, dat dit is 'n messiaanse psalm en het niks met Dawid te doen nie. Sê U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Nou Melchisedek kom net 2 keer in die Ou Testament voor. Die eerste keer is in Genesis 14, waar Abraham daai klein oorlogie beklei het en toe gewen het, as die oorwinnaar uitgetree het en die mense bevry het wat weggevoer is as ballinge, en toe kom hy hierdie man teë, die koning van Salem. Nee, die koning van vrede en die koning van geregtigheid. En die koning bedien Abraham soos 'n priester doen, en seën Abraham, en hulle het brood en wyn, en Abraham vat 'n 10de van al sy goed wat hy het, en hy gee dit aan hom. En die eerste keer wat ons weer van Melchisedek hoor, is in Hebreërs 5 tot 7, 3 hoofstukke in die Nuwe Testament. Net 2 keer is sy naam genoem in die Ou Testament. Maar in Hebreërs word dit verduidelik, wie is hierdie koning van Salem? Die koning van Salem. Nee, die priester van, volgens die orde van Melchisedek. Melchisedek beteken koning van geregtigheid. Koning van Salem, 'n priester. Nou, dis uiters ongewoon. Nou, dit was in die Abrahamse tydperk, dit was nou voor Moses en die Levitiese wette en die stamme van Israel, was daar hierdie koning wat beide 'n koning en 'n priester was. Nou, ons weet met die instelling van Israel en die 613 wette wat God vir hulle gegee het, insluitende die 10 gebooie, was daar een baie sterk ding, en dit is dat 'n koning kan nie 'n priester wees nie, en 'n priester kan nie 'n koning wees nie. Konings kom uit Juda en die priesters kom uit Levi. En die 2 ampte word van mekaar geskei, maar hier skielik, sonder waarskuwing, sonder vreeslike verduideliking, in die middel van Genesis, kry ons hierdie vreemde man, wat beide 'n koning en 'n priester is. En hy seën Abraham, en sê die skrywer van Hebreërs, dis baie duidelik, dat hy Abraham se meerdere is. Nie omdat hy 'n koning is nie, maar hy is Abraham se geestelike meerdere. En hy seën Abraham, en Abraham herken dit, deurdat hy 'n 10de van al sy goed vir hom gee. En die skrywer van Hebreërs sê, omdat hierdie persoon, hierdie Melchisedek, koning van geregtigheid, is 'n skaduwee van wie Jesus regtig is. Hy is die koning van geregtigheid. Hy is die ware koning van vrede. En dis wat vir my so kosbaar is van hierdie ding. Die versies tot en met vers 3 praat van Jesus as die koning, die absolute koning wat heers en wat regeer, en wat 'n koninkryk het saam met hom. Mense, U volk sal gewillig wees. Praat van hulle heilige feesgewaarde, en hoe hulle lyk. Hulle is van die dageraad, hulle is die dou van die jongmanskap, 'n bietjie poëtiese taal daar. Pragtig, die leer wat saam met hom is, saam met hierdie koning. En die volgende versie
dan sê hy iets wat totaal en al taboe is in Israel ten tye van die skrywe van hierdie psalm, en dit is dat hierdie koning ook 'n priester is, maar nie volgens die orde van Aaron nie, volgens 'n ander orde, 'n orde wat bestaan het voor Aaron. En nou sê die skrywer van Hebreërs, hy sê, net soos wat Dawid 40 geslagte vooruitkyk en sê, dat hierdie Messias, wat uit sy bloedlyn gaan kom, is sy meerdere. Hy noem hom, die agterklinkend, noem Dawid Here, hy noem hom Adonai, hy noem hom met die naam van God. Dis 'n geweldige ding. Jesus vra vir die Fariseërs, hoe is dit moontlik? Hulle sê nee, hulle het nog nie daai klas bygewoon nie. Hy is bietjie vir hulle, dis nou bietjie hoër graad en so. Nee, nou op dieselfde manier sê die skrywer van Hebreërs, Melchisedek staan voor Abraham en in die lendene van Abraham is nou Bybelse taal. Nee, om te sê in Abraham, sy kinders sal kom Aaron. En in Aaron sal kom die Aaronitiese priesterskap, Levi. En in Abraham betaal die Aaronitiese priesterskap. Nie betaal nie, wat is die woord? They pay homage, is nie betaal nie, wat is dit? Hulle eer in Abraham, eer Aaron en die Aaronitiese priesterskap, eer hulle die priester van God, Melchisedek. En in dit sê Aaron, nou sê die skrywer van Hebreërs verduidelik dit pragtig, hy sê in Abraham doen dit, en hierdie man is sy meerdere, en in Abraham het al die geslagte, insluitende die Aaronitiese priesterskap, het hulle aan hierdie priester, die priester volgens die orde van Melchisedek, het hulle eer betoon as hulle meerdere. Want Aaron is net die skadubeeld van die regte. En die Levitiese priesterskap is net die skadubeeld van die regte priesterskap. En die tempel in Jerusalem, insluit in die tabernakel, is net die skadubeeld van die ware tempel van God. En die regte priester is ook die koning. 2 ampte wat nooit saam mag wees nie, maar in een persoon alleen, waarvan Melchisedek die skadubeeld was, nee? Hy was die skadubeeld, maar die koning van God is ook die priester van God. Wat 'n geweldige, kragtige ding om te sê, wat my netjie laat kopkrap, en dit is dit, as die Fariseërs so noukeurig navorsing gedoen het oor die Messias, hoe het hulle dit gemis? Want dit is so voor die hand liggend. Hoe mis hulle dit? Sê Jesus vir die Fariseërs, julle ondersoek die skrifte omdat julle dink julle saligheid lê daarin, maar julle kom nie na my waarvan die skrifte praat, sodat julle die lewe kan hê nie. Goed, so u is die priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Nie Aaron nie, 'n ander orde. Aaron se orde is tydelik. Alles in die Ou Testament is tydelik en is vervul in Christus Jesus wat die ewige is. Alles in die Ou Testament is skadubeeld van die regte, en die regte is die Seun, die koning van God. Hy word ook genoem die Alfa en die Omega. Dis oor hom wat alles gaan, die wette, die seremoniële wette, die morele wette, die tempel, die Levitiese priesterskap, alles waarin jy kan dink wat bekend staan as Judaïsme in die Ou Testament, alles daarvan het heen gewys, elke klokkie, elke stukkie materiaal, elke plannetjie, elke dingetjie wat hulle gedoen het, dit is verbuisterend om dit te verstaan, het heen gewys na die koning en priester van God, naamlik die geliefde van God en wie hy welbehae het. Die Seun van God. Nee, dit is 'n geweldige ding. Hy sê, nou sê vers 5, die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hoor julle Psalm 2? Nee, hoor julle dit? Kus die Seun dat hy nie toornig word nie, want gou kan sy toorn ontvlam en jy op jou weg vergaan. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Nou weer in Psalm 110. Die koning, priester van God, verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Psalm 2 sê hy sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Hy sal strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land.
uit die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy die hoof ophef. Die verkoking van hierdie koning. Nou, ek sal nou ietsie sê oor die stroom. Kom ons sê net oor hierdie priesterkoning van God. Nee, wat die agter kleinkind van Dawid is. Maar nie net 'n gewone kleinkind nie. Dawid weet, dis die Here. En Dawid weet, en dis hoekom Jesus vir die fariseërs hierdie vraag vra, sê, verstaan julle dat die Messias self God is? En nie net bloot 'n profeet gestuur deur God nie. En dis waar hulle, daar staan hulle. En ek wil vir julle iets sê, dis nou my afleiding, nê? Maar dis my verstaan. Ek lees deur die evangelies en ek kyk na Nikodemus se gesprek met Jesus. En ek kry die idee dat die meeste van die fariseërs weet wie Jesus is. Hulle weet wie hy. Nikodemus sê vir Jesus, ons weet dat u van God gestuur is. Nee, en hy's 'n lid van die Sanhedrin. En dis nie al nie. So as hulle dan nou so godsdienstig is en so ywerig is om God te dien en die hele nasie van Israel onder hulle eystervuis hou met die wette en die reëls en die dit en die dat en strawwe op mense lê as hulle die wet van God oorskry, hoe is dit dan dat hulle die gesag van Jesus nie aanvaar nie? Wel, daar's 'n paar maniere om dit te antwoord, hier is een. Want hulle stel nie belang in God se koninkryk nie. Hulle gebruik God se goeders om hulle eie koninkryk te bou. Hulle gebruik God se woord, God se wette, God se tempel, God se profete. Hulle gebruik wat hulle kan soos dit hulle pas om hulle eie koninkryk te bou. Nou, klink dit vir jou iets waarmee jy kan identifiseer? Dink jy dis moontlik, dis hipoteties, dink jy dis moontlik dat 'n mens in die kerk vandag dieselfde kan doen? Dink jy dis moontlik? Ons gebruik die Bybel, ons gebruik die liedjies, ons gebruik al die goeders wat ons lees, ons gebruik die woorde van God en van Paulus en van die apostels en van Jesus in die Ou Testament, nie omdat ons belangstel in God of sy gesag nie. Ons stel belang om dit te gebruik sodat ons ons eie koninkryk kan bou. Is dit moontlik? Is dit moontlik? Dink julle dis bloot 'n hipotetiese vraag? Nee, ons weet dis die absolute werklikheid. Dis nie net 2000 jaar terug in Jesus se tyd nie, dis vandag nog so. Dis vandag nog so. So, hy sal strafgerig hou onder die nasies, hy maak dit vol dooie liggame. Nee, die dood is God se oordeel. Onthou julle, God het vir Eva gesê, as jy van hierdie boom eet, sal jy sterwe. Weet julle hoekom? Want dit was 'n giftige boom. Nee, daar was niks fout met die boom nie. Die boom se vrug was heeltemal gaaf en die boom was heel goed. Hoekom sal hulle sterwe as hulle van die vrug eet? Wie sal hulle doodmaak? Wie? So ek love die vraag, want party mense weet ek wil hê hulle moet sê God, maar hulle gaan God. Want dit dryf eintlik so teen jou, ek weet nie teen wat in nie, maar dit is iets hier binne wat net sê, nee, ek weet nie of dit waar is. Ja, dit is absoluut waar. Die dood is die oordeel van God. Daaroor is die Bybel baie duidelik. God eis die dood. Hy sê, ek eis die bloed van 'n mens vir die sonde. So wanneer God instruksies gee vir Israel oor hoe om offers te gee, het hy gesê, luister boetjies, moenie vye bring en koring en so nie, bring bloed. Sodat die dier se bloed in plek van jou bloed mag kom. Ek eis dit. Dan is of jou lewe of sy lewe. En waarna wys dit? Ons weet almal baie goed wat dit is. En die strome sal hy drink op die pad en daarom sal hy die hoof ophef. Nou, vers 7 kan ek nou nie vir julle sê presies wat is nou die bedoeling van vers 7 behalwe
dat vers 7 my 'n bietjie laat dink aan iets wat ek gelees het in Openbaring. En in Openbaring het ek gelees dat uit die troon van God vloei daar 'n rivier. En aan weerskante van hierdie rivier is daar bome wat groei en hulle vrugte gee, dwars deur die jaar. Ek wens my suurlemoenboom was een van hulle. Maar my suurlemoenboom, ek weet nie wat's fout met hom nie, maar hy gee nie eers sy vrugte in seisoen nie. Maar in die stroom wat uit die troon van God vloei, is daar hierdie lewe en die nasies van die aarde eet van die blare langs hierdie stroom en hulle lewe. En hierdie stroom, leer ons, is niemand anders nie as Jesus self nie. Hy is die rivier wat lewe gee. Hy is die brood van die lewe. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die herder. Hy is die deur. Noem dit op. Wat is dit? Hy is dit. Hy is alles van God. Hoe kragtig is dit? Aan die einde van so 'n Psalm 2, Psalm 110, dan vra ek myself my gunsteling vraag af. Ek lees dit en gaan klaar gelees het, dink ek oor die goed wat ek gelees het, en ek dink aan die versies wat ons gekwoteer het, en ek dink aan die ander wat ons nie gekwoteer het nie, wat saam met dit genoem kan word, en ek kom by hierdie vraag uit. Richard, weet jy wie Jesus is? Dis een van my gunsteling vrae, ek weet nie hoe om dit vir julle te sê nie. Is net, jy lees hierdie goed en dit begin op jou hart en jy besef net wat gebeur hier 1000 jaar voor Jesus se geboorte, is hierdie jong man wat gesit en harp speel en skape oppas het en glad nie belang gestel het om die koning van Israel te wees nie, en God sê, kies hom, dis my man, sy hart is by my, sien hy in die gees 40 geslagte vooruit, dit is so groot en onbeskryflik, en hy sien die Messias, wat uit sy bloedlyn gaan kom, maar wat God self is. En hy wat Dawid is, noem sy agterkleinkind, Here. Hy weet dat hy die koning van God is, en hy is ook die priester van God. Hy heers en hy bedien. Hy heers oor sy vyande en hy bedien sy mense. En Paulus skryf, ons het een middelaar tussen God en die mense. Maria. Ek wens ek het julle omkant gevang, want iemand sou net gesê het, amen. Ons het een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Christus Jesus, skryf Paulus. Weet jy wie is Jesus? En dis vir my so lief, ek nou sê Pieter, is nou klaar, wil net gou sê, nou sê Pieter, hy sê, hy het nou hierdie naweek, toe hy nou vir jare en die mense bel hom, dan bedien dit hom so, en dan sien hy, deur ook dit, sien hy die heerlikheid van Jesus. Nee, en nou sit ek agter, nou dink ek, ja, joh, dis goed gestel, want dis presies hoe dit is. Nee, in die welwillendheid en liefde van ander, sien jy ook die heerlikheid van Jesus, en die effek wat dit op jou hart en op jou gees het, en hoe dit jou bedien. En dit raak jou, dis nie sommer net tralala nie. En nou dink ek daaraan, weet julle wat is ons voorreg terwyl ons hier sit vanaand? As gelowiges, as mense wat aan Jesus verbind is ons het toegang tot hierdie Messias. Nie om sy heerlikheid een keer te sien nie, maar deurlopend te sien. Jy kan dit sien, elke dag. Om hom te sien, en elke keer wat ek in aanraking kom met die heerlikheid van Jesus, het dit 'n onsaglike uitwerking op my lewe. Nee, soos wat Pieter nou ook getuig het. Jy weet net, joh, hier is 'n indruk op my hart, het hier iets gebeur hier binne. Dis die ding wat ons verander. Nee, dis waar ons bonatuurlike krag en lewe vandaan kom. Is van regheid van die heerlikheid van Jesus. So, laaste versie om Paulus te quoteer. Terwyl ons met onbedekte gesig die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedagte verander na dieselfde beeld as deur die Here wat die Gees is. Hy staan voor die priester volgens die orde van Melchisedek en die koning van God en sien sy heerlikheid.
en niks is meer dieselfde nie. So, 'n stukkie huiswerk, vir die van julle wat hou daarvan om nuus te kyk, nê? So as jy nou weer nuus kyk, of YouTube video's, of wat ook al jy nou doen, en dit ontstel jou, dan vra vir Jesus na die tyd. Hy moet net vir jou wys wie is hy. En kyk hoe vinnig verdwyn wat ook al mense sê. Nee, and all things become shadows in the light of you. Is dit nie kosbaar nie? Kom ons bid saam. Skiet, ek wil net gebid, dan kan jy sê, hoor. Dankie Here Jesus vir u kosbaarheid. Ek is net verstom om te leer hoe duidelik eintlik, as ons nou terugkyk, is u openbaar in die Ou Testament. So duidelik. Ek dink, maar hoe kan mense dit mis? Kyk net hoe staan dit hier. Kyk hoe lieflik is dit. En hoe u self openbaar het, al was dit in mate, en al was dit beperk, maar met groot heerlikheid aan u mense, reg deur die eeue. Dankie Here Jesus vir die voorreg wat ons kan hê, op hierdie oomblik, om deel van u te wees, van hierdie mag, hierdie skare mense, wat om die koning staan, met hulle gewaarde aan, soos dou van die dageraad, die feestelike vergadering van die uitgekooptes, hoe ons kan deel hê, saam met al die gelowiges, reg deur die eeue heen, die voorreg om ons knie te kan buig, voor die koning en priester van God, en dat ons u heerlikheid kan sien, en ons het so 'n behoefte daarna. Daarom, Here Jesus, as 'n groep, wil ons vir u vra, open asseblief ons oë, in ons alledaagse lewe, hier in Vermont of Hermanus of Sandbaai of waar ons ook al bly, open ons oë dat ons u heerlikheid kan sien. Want alles verander dan. Ons het 'n honger en 'n dors daarna. Ons loof u, Here Jesus, in Jesus se naam. Amen. Ekskuus Annetjie, jy wou gesê het? Ek wil vra, die begrip van weet wie jy is. Ja. Dit is ook 'n proses, né? Jy groei daarin, ja. Ja. En wat dat, hoe groot die realiteit is, Ja. dan af van hoeveel jy groei en hoe jy weet wie jy is. Ja. Ja, kyk, ons het al baie oor gepraat, ek gaan dit net so sê, ek gaan sê, om Jesus te leer ken is 'n proses verseker, en in die proses van om Jesus te leer ken, is my reaksie, my reaksie teenoor hom is sleutel. Jesus sê self so, onthou jy Johannes 14, as julle my liefhet, doen wat ek sê, en ek sal my aan julle openbaar. So ons verstaan dit, ons het hierdie waarborg, ek en jy, dat ons in ons eenvoudige lewetjies wat ons het, kan ons die heerlike koning van die hemel beleef en sien, in ons gewone ou lewetjie. Niemand anders dink ons is belangrik of oulik nie, maar ons kan die heerlikheid van Jesus sien en reageer op dit. Is dit nie kosbaar nie? Want Ja. so met ander woorde, ons kan nie eintlik sê, ek weet wie jy is. Dit is 'n proses. Ja. Ja. Maar jy kry ons as jy sê, wie weet jy? Dan natuurlijk. Ja. Of weet. Ja. Natuurlijk. Ja. En kry jy dit nou eens. Ja. Ja. Ja, ek hoor jou, ja, baie mooi. Ek sê wat ek sal sê. Ek sal sê, iemand van my vra, weet jy wie is Jesus? Dan sê ek weet wie is Jesus, maar kom ek vertel jou nog iets. Ek weet nog nie die seekoei se oortjies van wie is hy nie. Ek sien hom raak, ek sien sy eerlikheid en dit affekteer my, maar ek het nog nie begin leer van wie is hy nie. Dit sal my hele lewe vat. Dit is veel vrugte. Hierdie is die groot Ja. vrugte as jy met mense. Mag die Here julle seën vir julle week wat voor lê. Elke knie sal buig.